Dr. Roelof is 'n voormalige wenner van die Fin Media Ekonom van die Jaar kompetisie. En hy het al saam met Nobel Vredespryswenners opgetree. Beroepsondervinding van meer as 50 jaar sluit die volgende in. Ekonomiese beleidsraadgewer by die Nasionale Tesourie, finansiële redakteur van die Transvaler, senior lektor in ekonomie by verskeie universiteite, insluitende die Gibbs Sakeskool, en hoof-ekonoom van die SA Federasie van Nywerheidskamers. Dr. Roelof is die ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep en meer as 2000 artikels en verslae is reeds deur hom gepubliseer. Hy het al vir meer as 1000 maatskappye en instansies met strategiese insette oor die stand van die ekonomie en die maatskaplike politieke bedeling in Suidelike Afrika bygestaan en is die ouditeur van verskeie gereelde rubrieke, onder meer in die Burger, Media 24, Betterbond, Property Brief, Moneyweb en The Bright Side, wat deur Currencies Direct gepubliseer word. Onlangse raakvat voorspellings sluit in die BBP groeikoers vir 2024, die skerp daling in die inflasiekoers in 2024 en ek dink amper van die belangrikste, die Springbokke se wêreldbeker oorwinnings in 2019 en 2023. Hy is 'n sportgeesdriftige en lid van die Gideons, Dr. Roelof Botha. Toe ek by Nasionale Tesourie gewerk het, baie jare gelede, was my titel eintlik staatsekonomiese beleidsraadgewer. Dis nogal wind gehad, né? Ek het toe eendag na die DG toe gegaan, Gerard Cruiser, sê vir hom, Gerard, kan jy nie liever vir my net 'n klerk noem nie, en R800 'n maand meer betaal? Maar hy wou nie byt nie. Daai eerste skyfie vir my was maar net gewees oor die strategiese belangrikheid van landbou. Hierso sien mens die jaarlikse gemiddelde reële groeikoers in kapitaalvorming. Nou, wat is kapitaal? Kapitaal vir 'n boer se trekker of van al hierdie toerusting wat julle vandag hier gesien. Dit is die bates wat jy nodig het, waarsonder jy nie kan produseer nie, wat dit ook al is, in die dienste en in die produktiewe sektore. Dis nie noodwendige finansiële vloeibegrip nie. Sonder kapitaal vandag is daar minder groei môre, dis so eenvoudig soos dit. En die landbou het daar so uitstekend gevaar, ook wat die toegevoegde waarde betref, en wat die bruto bedryfssurplus betref, as 'n persentasie van wat hulle tot die ekonomie toevoeg, hulle bydra tot BBP, is landbou ook die tweede beste. So mens kan geld maak in landbou as jy weet hoe om te boer. Ek net vir julle sê, ek het baie jare gelede, toe ek by die FCI hulle hoof-ekonoom was, het ons een keer die jaar met ons belastingvoorstelle van die Nywerheidskamer met die kommissaris van binnelandse inkomste gaan gesels. Dis nou Edward Kieswetter wat in sy pos was daai tyd, om net met hulle bespreek voordat hulle nou hulle begroting doen. En ons kom toe in die Kaap aan, ek en Bob Kou van Bale World, hy was die voorsitter van ons komitee, en ons stop agter 'n groen Audi. Ons het 'n karretjie gehuur, en dit was 'n top of the range, so 'n olyfgroen Audi, ek sal nooit vergeet nie. Dis nie die tipe kar wat jy 'n bumpersticker op verwag nie, maar daar was een op. Nou gaan baie jare terug, en hy bumpersticker het gelees, dis die reine waarheid hier. Hy het gelees, be kind to animals, hug a Transvaler. Want dit is maar een van daai dinge. Hierdie is uitstekend en is die Landbou Besigheidskamer se kapitaalinvesteringsvertrouensindeks en sy algehele indeks is ver bo kan daai 50 merk, daai rooi lyn, wat die skeidslyn is tussen uitbreiding en inkrimping. So daar is vertroue in die sektor. En dan as mens kyk na ons totale uitvoere verlede jaar, uit die aard van die saak uit minerale produkte, dit is hoofsaaklik steenkool en ystererts heel bo, gevolg deur goud en platinum, en dan volg voertuie en onderdele, en in die vierde plek, net so buite die bronsmedalje, is landbou en voedsel. En maar wat nou aangaan met hierdie Chinese invoere en die tariewe,
is ek redelik seker dat ons binne die volgende 2 jaar gaan landbou en voedsel die derde belangrikste verdiener van buitelandse valuta in Suid-Afrika wees. En ek dink persoonlik dat ons verdien 'n baie meer dinamiese en op en wakker departement van landbou in hierdie land. Snaakse ding het gebeur hier tot en met 2012. Dit is nie so lank gelede nie. Was ons maar so net het ons voedselsekerheid gehad. En toe ewe skielik is dit asof hierdie sektor net besluit het, wel ons gee nou nie om wat hierdie regering doen nie, ons gaan boer. 'n Mens kan dit vandag ook hierso sien en oral waar ek tussen die landbou besighede en die boere in Suid-Afrika beweeg en hulle het net besluit om uit te brei en kyk daarso, ons is die 32ste grootste uitvoerder van landbou en voedselprodukte in die wêreld. So julle kan maar julleself maar 'n bietjie op die skouer klop daaroor. Iets wat my opgeval het en ek weet nie of Johnny iets daarmee te doen gehad het nie, maar in hierdie begroting was die eerste keer in 'n baie lang tyd dat landbou se begrotingstoekenning 'n bietjie verhoog is, maar dit is in absolute terme nog absoluut belaglik laag. Hooplik sal iets daarmee gebeur. Ek het gepraat oor kapitaalvorming, ons moet net loer nou Suid-Afrika se kapitaalvorming as 'n persentasie van BBP, onthou nou net kapitaal sluit ook paaie en spoorlyne in. Dit sluit ook hawens in, die infrastruktuur, energie en dis meer. En ons verhouding, ons spandeer 14% van die waarde van ons produksie, spandeer ons aan nuwe produksievermoë. Die wêreld gemiddeld is 28%. 'n Bietjie goeie nuus, die Afrimat konstruksie-indeks is besig om op te skuif, maar van 'n lae vlak af en dan konstruksie sektor en diensname. Landbou, as jy dit nie geweet het nie, is die tweede mees arbeidsintensieve bedryfstak in hierdie land. Konstruksie is nommer 1. En dit sal ons baie beteken as ons kan werk skep in konstruksie, daai mense moet eet. Die waarde van bouplanne goedgekeur en geboue voltooi is nog nie waar dit was voor die COVID-pandemie nie. En hierdie grafiek is baie interessant. Hy vat hom so min of meer 17 jaar, 16 jaar klein geskiedenis oor kapitaalvorming. Ons begin al by 2007, nou is ons op pad na die wêreldsokkerbeker. Onthou julle dit? Dit was nogal 'n redelike gedoente daar. Ek onthou dit vir 2 goeie redes. In daai tyd het ons ekonomie gegroei teen 5% per jaar, reël 4 jaar na mekaar. Ek onthou dit omdat dis die eerste keer dat ek die ekonom van die jaar kompetisie gewen het, wat David daarom genoem het, dankie David. Maar ek onthou dit ook omdat ek 'n bietjie van 'n sokkergeesdriftige is. Jy sien hierdie lyf hier, né? Is nie gebou vir rugby nie. My niere en pankreas is alles presies waar hulle moet wees. En dit was ek meen 4 jaar na mekaar teen 5%. Mense vra vir my, kan ons teen 3% groei? Dan sê vir hulle, natuurlik kan ons teen 3% groei. Net kyk na die produksiefunksie, kapitaal, arbeid, natuurbronne en ondernemerskap. Maar ongelukkig wat hierdie regering gedoen het, is oor die laaste 10-20 jaar het ondernemerskap begin afdruk weens hierdie diskriminerende beleid van hulle. En uit die aard van die saak het die arbeidskomponent 'n bietjie swaar gekry, want baie van ons mense is oor see. Wie van julle ken iemand in Australië? As die Springbokke daar in Sydney speel, voel dit soos 'n tuiswedstryd, né? Maar besef julle dat hierdie immigrasie van Suid-Afrikaners na Australië uiteindelik die wêreld se arbeidsmark bevoordeel, want dit het die gemiddelde IQ van albei lande verhoog. So 'n bietjie wiskunde so vroeg in die dag, né? Okay. En toe kom nog daai resessie van 2009, wie onthou dit? Dit was 'n ordentlike resessie. 'n Vriend van my daai tyd het vir my gesê, "You know, doc, a recession is worse than a divorce because you also lose half your fortune, but you're still married." Maar ek dink dis 'n bietjie sinies. En dis baie belangrik van hierdie grafiek. Dis die rede hoekom ek hierdie grafiek op het. Is dat daarna het ons nie weer teen 5% gegroei nie, maar ons het gegroei. Teen tussen 2 en 3% per jaar vir 5 jaar na mekaar toe Jill Marcus president van die Reservebank was. Sy was die beste president wat ons ooit gehad het. En sy het die moeite gedoen, sy het 'n kollega van my geword by Gibbs later. Sy het met privaat sektor ekonome gaan praat. En ons het daar oortuig, 'n ontwikkelende land moenie 'n reële uitleenkoers hê van meer as 4% nie. Dit is nou prima minus
die inflasiekoers. So kom ons toets hom gou, wat is die prima vandag? 10.25. Julle kan prima koers Suid-Afrika 10.25%. Die verbruikersprysindeks inflasiekoers is 3.5. Trek dit af, rond dit af, ons het 'n reële prima koers in Suid-Afrika van 6.8%. Weet julle wat was dit in daai 5 jaar gemiddeld toe Jill Marcus president was? Dit was die helfte. Dit was 3.4%. En die ekonomie het gegroei in tussen 2 en 3%. OK, toe gebeur daar 3 baie lelike dinge. Jill Marcus tree af, 'n nuwe monetêre beleidskomitee en president van die Reservebank word aangestel deur wie? Deur meneer Zuma. Dis politieke aanstellings. En toe kom staatskaping. En toe kom COVID. Julle onthou die Command Council, né? Ons was vir 'n paar maande deur 'n Command Council geregeer. Dit was nogal skrikwekkend. Maar dis daarom verby ons. Ons moet daai ding lig. Ons moet ons kapitaalvorming rig en dit lyk asof ons besig is om dit stadig maar seker te begin. Daar's 'n bekende uitdrukking in Afrikaans en hy begin met die woord bekend. Bekend is bemind, is ek reg? Dink maar 'n bietjie mooi daaraan. Bekend is bemind. En dis waarskynlik een van die redes waarom ons nog hier is, ons almal. En nie ergens in die res van die wêreld nie. Maar ek wil 'n sterkie aanlas. Bekend is bemind, al is bekend. Nie wat dit was nie. En nie presies hoe ons dit wil hê nie. Dink maar aan die slaggate buite hierdie provinsie. Maar is ons op pad soontoe? Is ons op pad om die bekende 'n bietjie weer beter te maak? En dan kan julle miskien net so loer as julle dalk verveeld raak, maar ek gaan nie lank praat nie. Hoeveel belangrike aanwysers beweeg in die regte rigting? Daar's een van hulle. Die private sektor laat nie op hom wag nie en die landbou is hier inbegryp. Hulle is besig om te belê in kapitaal. Vir 'n boer soos ek sê is dit trekker of van hierdie ander toerusting. Vir 'n klein bouer is dit 'n bakkie en 'n sementmenger. Vir 'n konsultant soos myself is dit 'n laptop en 'n vinnige kar. Ek het jare gelede voorspel dat die Weskaap gaan vir Gauteng verbysteek vir die eerste keer in ons geskiedenis. Vir hierdie aanwyser, die waarde van goedgekeurde bouplanne vir huise. En dis presies wat gebeur het. En ek dink ons weet almal hoekom. Julle weet blykbaar hoe om slaggate reg te maak. En hier kom groot uitbreiding, want hierdie toestroming van mense uit die ander provinsie uit, gaan nie ophou nie. En ek verwag persoonlik, en ek het al lankal hierop gesinspeel, is dat suid van Malmesbury, daai gedeelte. Ek het toevallig nou die dag met die kerel gepraat, uit 6 plase net suid van Malmesbury gekoop, en daar kom ongelooflike ontwikkeling daarso, en ook nader aan 'n internasionale lughawe, oor 'n paar jaar van nou af. So julle is besig om vooruit te gaan. Die gemiddelde huisprys in die Weskaap, dis nou die downside, want onthou jou eiendomsbelasting word bepaal deur jou huiswaarde. Baie jammer daaroor. Julle wil mos hier bly. Maar Pretoria is daarom tweede, en 2 van die redes waarom hulle daarbo is, daar's baie ander redes, maar 2 van hulle is die goeie universiteite en baie goeie skole. Ek sien toevallig vanoggend, die departement van onderwys het vasgestel as 3500 skole in Suid-Afrika wat min of meer bouvallig is. 3500. Raai hoeveel persent daarvan is in die Weskaap? As mens kyk nou na die provinsiale grootte, dan sal mens dink miskien 10%, né? 0,4%. 90% is in KwaZulu-Natal, Limpopo en in Vrystaat. Ja, mooi dink. KwaZulu-Natal, Limpopo in die Oos-Kaap, jammer, in die Oos-Kaap. Daai rooi lyn is, soos die Engels sê, 'n proxy. Die blou lyn is 'n barometer vir wat jy kan kry vir jou huis. Dit is die Residential Property Price Index. Terwyl die rooi lyn is die konstruksieprysindeks. Dis wat dit jou gaan kos om jou huis. Dis 'n aanduiding van om hom oor te bou, daai selfe huis. So dis baie duidelik hierso, die boodskap, moenie jou huis verkoop nie. Koop jou buurman se huis. Want jy gaan 'n bietjie geld maak. Dan wil ek net vinnig gesels oor hierdie monetêre beleidskomitee van ons. Danksy hulle hoë rentekoerse, onnodig hoog, het huispryse in reële terme gesak. Hulle het klein bietjie begin herstel. Dit is nou vir verskillende ouderdomsgroepe. En ek het toevallig net 'n berekening gemaak, hierdie grafiek
sien julle daar regs is die optimum equity opbrengs van 14% per jaar waarvoor hulle die toekenning gekry het. En ek wil net noem, hulle het nie een of ander snaakse triek uitgehaal nie. Hulle was maar net so 'n kort kop bo aan die mark gemiddeld vir daardie tipe belegging wat hoofsaaklik Suid-Afrikaanse aandele het. Onthou, Suid-Afrikaanse maatskappye verdien meer as die helfte van hulle dividende oorsee in elk geval. So jy koop in elk geval ook maar besigheid in die buiteland. Maar Frans Botha, hy is nie 'n familielid van my nie, sover ek weet, maar hy is hulle Chief Investment Officer. Hy sit daar in Tygervallei en hy is absoluut briljant, die mannetjie. Maar nou as jy nou in plaas van my huis te gekoop het 5 jaar gelede, eerder die geld vir Optimum gegee het, dan sou jy nou vandag 2 huise kon ja, so werk hom maar uit. As gelukkig het ek 5 jaar gelede my RAE pensioen oorgeplaas, toe ek al weg is na Optimum toe. Hy was toe op R1 miljoen en hy het maar daar gebly vir 'n hele rukkie. Hy het nie eintlik baie geskryf nie. En nou is hy 1.5 miljoen. So ek weet waar my geld is. Ek beloof julle. Hierso is 'n pragtige voorbeeld van 'n inverse korrelasie. Met ander woorde, hierdie ding gaan op, dan gaan iets anders af en vice versa. Daar sien julle die rooi lyn is die prima koers, dan gaan hy op, daar sak die aansoeke vir huislenings van by Betterbond, Nederland se grootste wat hulle noem bond originator. Die oomblik toe hulle die rentekoerse begin sak het, toe kon die mense daai verbandpaaiemente weer begin bekostig. Ek was die outeur saam met 'n paar ander ekonome van 'n verslag wat gepubliseer is. Julle kan hom kry op die webwerf van die Inclusive Society Institute. Inclusive Society Institute. Gaan na reports toe en julle sal sien, sy opskrif is Quantifying the Damage Inflicted on the South African Economy by the excessively restrictive monetary policy of the Reserve Bank. En daar kan mens sien, daar is nog 'n inverse korrelasie. Soos wat daai rentekoerse afgekom het na COVID, het ons gegroei en die oomblik toe hulle gestyg het, toe gaan ons groeikoers ander kant toe. Maar gelukkig, en by the way, al twee daai aanwysers beweeg in die regte rigting. Want ou regte rigting beteken nie net op nie. As rentekoerse afkom, is dit mos die regte rigting, né? En inflasie. En daar sien julle ons reële prima 6.8%. Dit is 100% hoër, presies op die kop, as die 3.4 toe Jill Marcus president was. En die vraag wat ek vir myself afvra, en gereeld in die media oorskryf is, hoekom het ons so 'n dramatiese verandering gehad in monetêre beleidsbenadering, ten spyte van die feit dat werkloosheid toeneem? By the way, as julle môre die burger in die hande kan kry, of op Media 24 se webwerf onder stemme, my rubriek is in môre. Ek skryf hom elke tweede donderdag, en ek het die bietjie geskryf oor die Iran ding, en wat moontlik daar kan gebeur. Die rand het vinnig verswak gister, eergister, hy is vanoggend al klaar weer besig om reg te kom, en dieselfde met ons staatseffekte, so opbrengskoers. Daar kan julle die rand sien, dit was verlede jaar, hier is daai grafiek, nee, hy is op 'n ander plek, maar die rand was verlede jaar die sterkste geldeenheid in die wêreld, teenoor 'n mandjie van die top geldeenhede. Dit is goed vir invoerders, nee, maar dit is nie goed vir uitvoerders nie. So wanneer die rand nou 'n bietjie verswak, dan moet julle maar weet, julle kan die van julle wat uitvoer, julle gaan 'n bietjie na die bank toe lag. Hier is nog goeie nuus. Die prima oortrekkingskoers van die handelsbanke, dis daai blou lyn, hy het afgekom, en kyk wat het gebeur met die impairment ratio van die banke. Dit is die slegte skulde as persentasie van hulle bates, so dit raak 'n bietjie makliker om by die bank reg te kom. Dit is alles goeie nuus. Ander goeie nuus wat julle baie selde in die media lees. Dit goeie nuus verkoop nie maklik nie, né? Die SACCI Chamber of Commerce and Industry se sake vertrouensindeks is besig om mooi te klim. En twee interessante grafieke. Hier is 2024 was Amerika die tweede grootste handelsvernoot vir hoë toegevoegde waarde uitvoere. Met ander woorde, ek het metale en minerale uitgehaal. Dit skep nie baie werk nie. En die interessante is, Namibië is nommer 3, Zimbabwe 4 of was, Botswana 5, dan kom Engeland, Zambië, België, Nederland en Mosambiek. 5 van ons top 10 belangrikste uitvoer handelsvernote uit 'n breë ekonomiese perspektief uit wat in diensname insluit, is SADC-lande, en ek het al meermale in my rubrieke en met persoonlike gesprekke met ten minste 2 kabinetlede gesê, asseblief, kan julle nie net uit BRICS uit bedank nie?
BRICS, by the way, het Iran as 'n lid. Dit is 'n verleentheid vir Suid-Afrika. En liewer julle toespits om hier binne in SADC, die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap, die logistiek te verbeter, die paaie te verbeter en die in- en uitvoerhandel te verbeter. Ons het 'n gesamentlike bevolking in SADC van omtrent 15% meer as Amerika. En ons het al die hulpbronne wat die wêreld nodig het. Elke enkele een nou en in die toekoms het ons hierso. As ons net 'n bietjie slimmer wil raak oor internasionale politiek. Dis nou 'n jaar later, kyk waar het Amerika heen teruggesak. België, baie goed vir ons. Hulle is nou in die 3de posisie, Namibië is nommer 2, maar die top 10 het presies dieselfde gebly. Ons moet werk maak daarvan om hierdie lande aan ons kant te hou en te sorg dat ons handelsbetrekkinge nog verder uitbou vir alle produkte. Daar is ons kumulatiewe handelssurplus, dit is ongelooflik. Het julle ooit gewonder het, maar hoekom is die rand so sterk? Praat nou nie van gister nie. Maar oor die laaste jaar, hoekom is hy so sterk? Wel, dis nou rede nommer 1. Ons het hierdie reuse handelssurplus. Ons buitelandse valutareserwes is op 'n hoogtepunt, 'n all-time high. En dan het ons nou al 12 kwartale na mekaar 'n ordentlike surplus op ons finansiële rekening. So ek kan vir enigiemand van my eerstejaars vra, my studente, as ek vir hulle hierdie 3 skyfies wys sonder 'n land se naam, dan vra ek, okay, wat gaan met daai land se wisselkoers gebeur? Hulle gaan vir jou sê nee, hy gaan sterker raak. En dis presies wat daar gebeur het. Daar sou sien die in kalenderjaar verlede jaar 2025 wat die rand gedoen het, hy teen 20% toe die Britse pond verstewig. En ek was verbaas om te sien dat Kaapstad het meer internasionale konvensies as Sydney, Rio de Janeiro, Dubai, Toronto, Beijing, New York City. Ek meen hierdie is wat hulle noem in Engels global mega cities. Well done Cape Town. Ek het 'n bietjie gekroek, want ek het Stellenbosch by Kaapstad getel. Want as ek dit uithaal, dan is ons net onder Sydney en ek het nie daarvan gehou nie. As mens kyk na die toeriste, julle sou beter weet as ek hieronder hoe dit geklink het. Mense het nie baie Afrikaans en Engels gehoor nie, het baie Duits en Nederlands en Engels met 'n Engelse agent gehoor. Hierdie is nog een wat in die regte rigting beweeg, beteken nie dat ons hawens is nou ewe skielik baie goed nie, maar daar was 'n 100% verbetering by Durban hawe en met die privatisering van daai belangrike container terminal, ons sal dit noem, vraghouer terminaal, gaan dit al hoe beter begin gaan. Hopelik sal Transnet uiteindelik die voorstel van die landbouorganisasies in Suid-Afrika aanvaar om een van die hawens in Kaapstad te privatiseer. Hulle het vir hulle besigheidsplan op die tafel gesit omtrent 3 jaar gelede, wat vir hulle inkomste genereer en uitgawes spaar en 'n wen-wen situasie is. Maar hulle sukkel nog om alles te verstaan. Dis nog net 3 jaar later. Kleinhandelverkope op 'n rekord hoogtepunt in reële terme. Dit lees mense nie aldag in die koerant nie, né? Hulle sê in Engels dat a pure optimist believes we live in the best of all possible worlds. And a pure pessimist fears this is true. Maar ek moet vir julle sê, ek was baie jare gelede, voor staatskaping, was ek so opgewonde oor hierdie land se ekonomiese groeipotensiaal. Baie dankie vir vandag, mooi bly julle.